Dawie Rood was ook nou hierso by die Future of the Nations 2026, die spreker. Dawie, jy het gepraat oor geldeenhede en jy het iets gepraat oor die CBDC. Dis nou Central Bank Digital Currencies. Wat jy sê, in die hande van die diktator is dit baie gevaarlik. Wat bedoel jy nou? Vertel vir ons 'n bietjie meer. Ek wil nou nie te tegnies raak nie, maar dit kom eenvoudig daarop neer dat 'n sentrale bank digitale geldeenheid is wel per definisie 'n programmeerbare geldeenheid. En dit beteken wie ook al in beheer is van hierdie geldeenheid kan dinge met jou doen. Jy kan byvoorbeeld jou beursie wat op jou selfoon is byvoorbeeld se waarde verminder of vermeerder. Hy kan byvoorbeeld jou beursie so programmeer dat jy nie daarmee kan drank koop nie. Of hy kan jou straf deur 'n klomp van jou geld net eenvoudig weg te vat. Dis 'n programmeerbare geldeenheid. Dit beteken dit is ook heeltemal deursigtig. So wie ook hierdie geldeenheid uitreik, gaan alles van jou finansies af weet. Dit sal onmoontlik wees om belasting te ontduik byvoorbeeld en hulle sal soos wat ek gesê het, sekere verbruikspatrone van jou kan beïnvloed deur net eenvoudig jou beursie te programmeer. Kontrasteer dit met 'n privaat sektor geld soos byvoorbeeld Bitcoin of sogenaamde stablecoins. Nou stablecoins is heeltemal 'n ander tipe van ding. 'n Stablecoin is 'n ding eintlik in die hande van die privaat sektor en dit hang af op watter platform jy dit gebruik en daar kan jy dit gebruik eintlik soos wat jy wil. So dit is nie so 'n gevaarlike of potensieel gevaarlike instrument soos wat dit kan wees in die geval van 'n sentrale bank digitale geldeenheid nie. Hou net nou gedagte, wat ek nou beskryf het, is 'n ekstreme vorm van wat 'n diktator byvoorbeeld kan doen met 'n sentrale bank digitale geldeenheid. Daar is sekere voordele ook. En waarskynlik in die praktyk gaan dit nie so erg wees as wat ek nou sê nie. Maar teoreties is dit sekerlik moontlik dat 'n sentrale bank digitale geldeenheid 'n baie gevaarlike hand in die hande, 'n wapen in die hand van 'n diktator kan wees. So jy sê is amper dieselfde as om te sê iemand met 'n wapen is in die hande van die goeie oues, word hy goed aangewend, maar in die hande van die misdadiger word hy ook verkeerd aangewend. Wat ek daarmee verder wil vra is, en hoe kan 'n mens dit regtrek? Ja, maar jy moet onthou, geld, 'n politici nog altyd geld probeer beheer. En as jy geld beheer op verskeie maniere, dan kan jy baie dinge regkry. Nou, ek meen daar's soveel voorbeelde. So alreeds is die bestaan van geld in die hande van sentrale banke alreeds 'n magtige wapen. Hierdie gaan dit nou net nog potensieel kragtiger maak in wie se hande dit ook al is. Maar die manier om daar om te kom, en ek dink dit gaan natuurlik gebeur, is om privaat sektor digitale geldeenhede te kry om dit te opponeer, en dit bestaan alreeds. Daar's 'n groot verskeidenheid van hulle, of sogenaamde stablecoins of stabiele munte wat gerugsteun word deur enigiets. Dit kan gerugsteun word deur rand of dollar of goud of ander finansiële instrumente. En ek dink dis die teenvoeter teen die moontlike gevaar van sentrale bank digitale geldeenhede. En nou aksies en bewegings soos Lex Libertas wat by wie se konferensie ons tans is, het geld nodig en daai is deel van hulle plan wat hulle moet vorentoe het. Hoe maak ons dan nou seker om daar in die regte rigting in te groei? Ja, in die gees van Lex Libertas wat hier aan die gebeur is, dink ek hier is 'n wonderlike geleentheid vir gemeenskappe om hulle eie sentrale of hulle eie private geld tot stand te bring. Dit kan 'n stabiele coin wees of 'n stable coin wees en hulle kan dit terugsteun met enigiets. So ek kan by myself dit baie maklik indink laat 'n gemeenskap van 'n aard sou besluit hulle het hulle eie geldeenheid is X en hulle rugsteun hulle geldeenheid met sê nou maar goud en die transaksiekoste is baie laag en almal weet hierdie geldeenheid word gerugsteun deur goud byvoorbeeld. So dit is moontlik dat ons in die toekoms baie minder geldeenhede kan hê, of dit is sekerlik moontlik dat ons in die toekoms baie meer geldeenhede kan hê. En laat baie van hierdie geldeenhede spesifiek so ontwerp word dat hulle 'n spesifieke gemeenskap se behoeftes dien. Dawie, ons sê vir jou baie dankie. Ons gaan weer met jou moet praat want daar's baie mense wat vir ons vra. Hulle is onseker, hulle weet nie wat om te vertrou en wat om nie te vertrou nie, maar jy moet begin of jy moet weer begin. Ons gaan weer met jou praat. Baie dankie. My voorreg, dankie. Dit was Dawie Rood.